Ja, ek voel eintlik dat ons genoeg gehad het alreeds met die worship, praise and worship. So ons kan regtig gaan en nou hou ek maar vas aan daai vers wat sê, ek weet nie eens waar staan dit nie, maar hy sê, wanneer ek nie weet of wat om te sê nie, dan kom die Heilige Gees my te help met onuitspreeklike versigtinge. Romeine 8 vers 26. Dankie. Ja, ek het so ruk terug, het ek bietjie gepraat oor iets wat vir my baie na aan die hart is. Tia, ekskuus, jy was hier so en ek dink Tannie was hier so en Lebogang het ons ingenooi en Gert was hier so. Dit was ons gewees. Maar ek het sommer gedink om bietjie uit te brei op dit. So, vergun my dit en die tema wat ek wil oor praat is 'n volmaakte jy. Hoe en wanneer is jy dan nou volmaak? Dan het ek hier begin deur te sê, ons het die Heilige Gees, dis al hoe jy volmaak kan wees. Maar nou daai song wat jy gegee het, dankie en wanneer jy die Heilige Gees in jou het, en jy doen wat die Heilige Gees vir jou vra, of sê om te doen, is al hoe ons volmaak kan wees. Want die hoofdoel van die Heilige Gees is om ons te lei na God toe. Dit is sy hoofdoel. Ons moet nooit vergeet dat God is drie-enig nie. Vader, Seun en Heilige Gees, maar baie keer is ons skuldig en aanbid ons 'n twee-enige God. Ons noem Jesus Christus, loof en prys hom vir ons sonde, wat hy vergewe het aan die kruis, en God die Vader wat hierdie skepping gemaak het, maar ons vergeet baie keer, en baie keer dan noem ons die Heilige Gees iets het vir my gesê, of 'n stemmetjie. Nou, ek dink, dis goed vir onsself, om die Heilige Gees te erken op sy naam. Want dit is, ek glo met my hart, dit is ook 'n manier om te groei, en om God se stem te hoor, en te weet, dat ons nou in die dispensasie, ek weet nie of die regte woord is, maar ek het dit iewers gehoor, is van die Heilige Gees, wat by ons is. In die Ou Testament was dit God die Vader, wat op die voorgrond was, die Heilige Gees was ook betrokke, en toe was dit Jesus wat aarde toe gekom het, met die doel om ons verhouding met God te herstel, en toe hy opgevaar het na die hemel, het hy vir ons die Heilige Gees agtergelaat. So, waar lees ons die eerste keer? Etienne verduidelik altyd die Nuwe en die Ou Testament so mooi, dan gaan hy altyd van die Nuwe Testament terug na die Ou Testament toe. So waar lees ons die heel eerste keer van die Heilige Gees? Onthou Etienne het net nog gesê, ons moet almal saam praat. So ek is gewoond in 'n klas, as jy iets vra, dan spring daar 10 op, om uit te skree, en een steek sy hand op, dan vra jy maar die een wat sy hand opsteek. So, waar lees ons die eerste keer van die Heilige Gees? Ja, waar dink julle? Maar nou? Genesis 1, vers 2. Ja, sê, ek het 'n paar skrifte om te lees, maar ek gaan hom nie lees nie, omdat hy so bekend is. Ek dink ons ken hom almal. En hy sê, die Gees van God het op die water gesleef, op die watermassa gesweef, en dit was donker gewees, en die Heilige Gees was betrokke. Die Heilige Gees was daai tyd al daar, hy het nie agterna gekom nie. Hy is God van die begin af, deel van God drie-enig. Net soos, ek het hier in hierdie gemeente kom hoor, dat die Jesus is gekruisig voor die volleinding van die wêreld. Dit was nie 'n plan B van God, om vir Jesus te kruisig, eens op 'n tyd nie.
Dit was God se plan van die begin van die wêreld af. Het God gedroom en hy het geweet die mens gaan droog maak. So hy's nie onkant gevang nie. Die feit dat God alles weet en alles doen behalwe om te lieg, sê die Bybel, beteken nie God het ingemeng nie. God kon vir Eva en Adam die mens, kom dit noem die mens, gekeer het om te sondig. Hy is mos by magte om dit te doen. Maar in sy almag het hy die mens gemaak om te sondig, met die vermoë om te sondig. So, dis eintlik rof om te dink dat God die mens gemaak het met die vermoë om te sondig, maar daarmee saam bring dit 'n verskriklike verantwoordelikheid vir ons, né? Want ons het die vermoë om ons eie keuses te maak. Dit doen ons dag vir dag. Ons het die vermoë om verkeerde goed te doen. Ons het die vermoë om die regte keuses te maak. En dit is waar die Heilige Gees in ons lewe moet manifesteer, want hy moet ons lei en om die regte keuses te maak. So ons lees eerste keer van die Heilige Gees in Genesis. En dan wil ek net bysê, die Heilige Gees beteken parakletos. Nee, parakletos. En 'n parakleet is iets of iemand wat gestuur is om te help of om by te staan. So dit is die Heilige Gees. Hy is die parakletos. Nou ken ek ook daarom 'n groot woord. Hy is gestuur om ons by te staan elke dag. En dan wil ek graag sê in Genesis 1 vers 26 lees ons ook van die Heilige Gees wat God sê laat ons mense maak. God praat nie net met homself of het gedink ek gaan nou mense maak. Hy praat van ons, wie's ons op daai stadium? Was daar niks anders lewend as God die Vader, die Heilige Gees en Jesus Christus. En toe lees ons dat God die mens maak, formeer uit die stof van die aarde. Hy maak 'n kleipop, né? Ons as kinders het almal klei gespeel en ek onthou ons het ou swarte gehad op die plaas, ou James. Hy het altyd sulke osse vir my gemaak. Dan maak hy hierdie Afrikaner osse met hierdie wille horings en met die skofte. Hy het seker gesien my oupa het sulke osse gehad en hulle het daai tyd geploeg met dit. En hoe baie keer het ek nie gekyk, hoe mooi is die osse nie. Nou kan jy jou voorstel toe God die mens gemaak het, uit hom gevorm, né? So hy kon gesê het laat daar nou 'n pop wees, 'n kleipop, maar God het nie. Hy het hom gevorm, né? Met sy hande. Nou julle wat bietjie Gerard wat houtwerk doen, Wouter wat bouwerk, amper sê ek bouwerk doen, ekskuus Wouter. Die dames wat hou van bak, een van die lekkerste goed vir my, as ek houtwerk gedoen het, is om net bietjie te sit en te kyk wat het ek aangevang. Jy weet, dan sien mens al die foute, hè Gerard, is dit nie lekker nie. Te kyk, wat het ek nou eintlik aangevang, hoeveel foute is daar, volgende keer as ek dit doen, dan wil ek dit bietjie verander, of hierso anders maak, of nee, ek is heel tevrede. Nou kan jy jou indink, toe God nou die mens gevorm het uit die klei uit, ons lees dat hy sy asem in die pop ingeblaas het, in die klei beeld wat hy gemaak het. So, God het die Heilige Gees gedeponeer in die mens, fisies. En wat is die eerste ding, nou Joey het dit een keer gesê, ek weet Gert, jy sal onthou, Tia dink ek sal onthou, en Etienne behoort ook. Wat is die eerste ding wat Adam, toe hy sy oë oopmaak, onthou hy lê nou op die grond, op sy rug neem ek aan, nou het God die Heilige Gees in hom geblaas, en hier word hy nou lewendig. Wat is die eerste ding wat hy gesien het? Wat dink jy?
Hy het God se gesig gesien. Dink net, hoe het God gereageer toe die pop of die kleibeeld nou lewendig word? God het geweet dit gaan gebeur, maar dink jy God het op 'n afstand gaan staan en sê, ja, nou het ek dan moeilikheid gemaak. Ek dink hy het dit eers agterna besef, maar dink net wat het in sy gees omgegaan, toe hy nou sien, hier staan Adam op, ons het die mens gemaak, ons het die Heilige Gees in hom gedeponeer, en hierdie beeld is na ons beeld, God se beeld gemaak, na die Vader, Seun en die Heilige Gees, en dit is hoekom ons bestaan uit gees, siel, liggaam, wat verwys na die drie eenheid van God. Dan wil ek graag sê, die Heilige Gees was ook betrokke by Jesus se konsepsie. Die Heilige Gees het oor Maria gekom, en Maria het swanger geword, en sy het Jesus op die ou end toe nou gebaar, en ook verder was die Heilige Gees by Jesus se doop. Kom ons lees gou Lukas 3 vers 21 en 22. Lukas 3 vers 21 en 22. Wie het hom vinnig? Jy hom. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom en wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehae. Toe ek nou die gedeeltes lees toe, dink ek by myself, hoekom moes Jesus gedoop geword het? As ons die doop verstaan, dan sien ons dat wanneer jy besluit jy wil gedoop word, dan aanvaar jy Jesus as jou verlosser. Jy gaan in die water in en jy lê die ou lewe af. Net so min soos jy in die water kan lewe, daaronder kom jy uit die water uit as 'n nuwe mens. Nou sien ons die duif was betrokke gewees. Ons weet die duif was betrokke by Noag gewees, toe hulle nou na die sonvloed die duif uitgestuur en 'n takkie gebring, en dit is 'n teken van nuwe lewe, nuwe hoop, die duif. Jesus Christus het die Heilige Gees ontvang as 'n duif, en toe het ek daaraan gedink dat, maar die Heilige Gees was betrokke by Jesus se konsepsie. Ek dink nie hy was sonder die Heilige Gees op aarde nie. Die rede hoekom ek dit sê is dat onthou, een van die doele van die Heilige Gees, ons kom daarby, is om te sê dat die Heilige Gees oortuig ons van sonde. En Jesus het nooit sonde gedoen nie. Nou, hy was volkome mens, die Heilige Gees was betrokke by sy konsepsie, met Maria se bevrugting. Ek dink Jesus het miskien die Heilige Gees in 'n mate gehad, Etienne sal beter weet, want hy het nooit gesondig nie. Die Heilige Gees het hom op sy pad gehou, en Jesus het gebid tot die Vader, en hy het niks gedoen wat die Vader nie vir hom gesê het hy moet doen nie. So hy was absoluut in kontak, Vader, Seun en Heilige Gees, glo ek. Maar hoekom moes Jesus dan gedoop geword het? Jesus is dieselfde rede as, hoekom moes Jesus aan die kruis so swaar gekry het? Hoekom het hy gesuffer? Hoekom het hulle hom geslaan? Hy het gebloei, hulle het hom verniel, sodat hy met ons as mense kan vereenselwig, wat ons, wanneer ons swaar kry op die aarde, kan ons nie vir hom sê, nee, maar U is God, wat weet U van swaar kry af nie? Nee, hy weet wat swaar kry is, hy het dit ervaar. Die mense het hom verag,
Nee, hulle het nie na hom geluister nie, so hy weet hoe om verwerp te voel. Hy weet hoe om seer gemaak te voel. En dieselfde rede dink ek is hoekom Jesus gedoop is dat hy hom kon vereenselwig met die mense en vir ons wys, nee, wat ons moet doen. Johannes die Doper wou hom nie doop nie. Toe Jesus sê ek wil my laat loop, toe sê hy nee. Ek is die een. Johannes sê nee, ek is die een wat deur u gedoop moet word. Maar Jesus sê nee, ek moet jou doop, want dit is die wil van God, né? Sodat hy gedoop kan word. En Jesus het geen wonderwerk gedoen voor sy doop nie. Dis nogal great vir my gewees. So die Jesus wat God was, wat mens geword het, wat sonder sonde was, het die Heilige Gees tog nodig gehad. En dit is hoekom toe Jesus nou klaar gedoop is, toe word hy uitgelei in die woestyn deur die Gees, en daar sy versoek vir 40 dae, en die Satan het hom gekataza, né? Hy het hom gekataza, en toe hy daarvan af weggaan, toe gaan hy na 'n bruilof toe, en hierso doen hy sy eerste wonderwerk, met die hulp van die Heilige Gees. Dan, toe ek nou daaroor dink, het ek gedink dat die Bybel sê, die skrif sê, die hemel het oopgegaan. Maar iewers in my, dit is seker my eie gedagte gewees, het ek ervaar dat die hemel geskeur het. Nou, en as ons kyk, kom ons lees sommer gou Joël 2, vers 12, 13 en 14. Joël 2. En fokus op die skeur. Ek het net ervaar, die hemel, die skrif sê die hemel het oopgaan, maar ek het ervaar, die hemel het geskeur, né? En ons lees van skeur waar nog in die Bybel? Wat het nog geskeur? Die voorhangsel het geskeur, né? Toe is die skeiding tussen God en die mens finaal verbreek en ons kon ingaan tot by die allerheiligste, né? In die troonkamer. 12, 13 en 14 dink ek, Joël 2. Maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rouklaag en skeer julle harte en nie julle klere nie en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie meer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God. Hierso sê Joël, het Joël dit geskryf, die gedeelte. Hy sê, skeer jou hart. Toe ek dit lees, toe sien ek die verbintenis tussen die mens wat sy sonde bely, wat sy hart geskeer word en wat wedergeboorte ervaar, en Jesus se doop waar die hemel oopgemaak het en Christus wat gesterf het en die voorhangsel het geskeur. Al hierdie goed het gebeur, al hierdie tekens het gebeur net om ons nader aan God te bring. En die Heilige Gees se rol in dit alles, né? Ek het net nou gesê die rol van die Heilige Gees is om ons op die ou end by God uit te bring. Is jou hand op? Jesaja 64 is 'n gebed aangaande die eerste koms van Jesus. En hy sê, ag, as u maar die hemele wou skeer en wou neerdaal, dat die berge kan wankel voor u aangesig. Ja, dankie. So, dit is vir my, dit het indruk gemaak op my oor die skeer gedeelte, die mens se hart wat geskeer moet word voor God. Saam met dit gaan baie keer nogal
mucus en trane en al die goed. Jy weet wat mucus is. Dan het ek verder gesê dat onthou Pinksterdag was ook in die Ou Testament. Toe Jesus opgestaan het, daarna het die Heilige Gees uitgestort op Pinksterdag. Dit staan in Handelinge 2 vers 1. Want onthou, die Nuwe Testament begin nie by Matteus, Markus en Matteus nie. Dit begin, die nuwe verbond begin wanneer die testamentmaker sterf. Dan daarna begin die nuwe verbond. So Jesus was toe nou, hy was klaar, hy het klaar gesterwe, hy het opgestaan, hy was nog op die aarde. So nou het hulle die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees was binne in die mense en daar was 4 vlamme op hulle koppe, het 'n liggie gebrand soos 'n kers. So waar was die bron? Die bron was nou binne in hom, soos 'n parafienlamp. Die olie is die bron, dis binne in die lamp en dit gee die lig. Wat ek net nou vergeet het om te sê is, wat ek nou aan dink, toe die Gees van God op die water gesweef het, was dit duisternis, né? Die son, die maan, die sterre is op watter dag is dit gemaak? Op watter dag het God die sterre gemaak? Die 4de dag, né? Het God die sterre gemaak. Maar op die eerste dag al het hy gesê dit was aand en dit was môre. Die eerste dag. So daar was lig. So daar moes lig gewees het. Waar was die lig? God was die lig. God is die lig. In hom is geen duisternis. God self het die lig verskaf voor die 4de dag. Na die 4de dag is die lig verskaf deur die son in die dag en die maan in die nag. Net so byvoegsel. En dan het ek gesê dat wat is die doel van die Heilige Gees? En ek wil graag hê ons moet Johannes 16 vers 7 en 11 lees. Ons moet dit eintlik leer, want dit is 'n great vers vir my. Johannes 16 vers 7 tot 11. Dit gaan oor die doel van die Heilige Gees. Ilma, gaan jy lees? Wie gaan vir ons lees? Jy sê altyd ek moet lees, nou is dit my beurt. Johannes 16 vers 7 tot 11. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, van die sonde omdat hy in my nie geglo het nie, en van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So die doel van die Heilige Gees is om ons as mense te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit is hoekom die Heilige Gees binne in ons werk. Die eerste ding om ons te oortuig van sonde. Die Heilige Gees gaan jou nooit aankla nie. Hy gaan jou nooit verneder of jou skuldig laat voel nie. Wat jou skuldig laat voel is jou eie gewete. Want jy het seker al in jou lewe gehoor dat mens nie dit moet doen nie en mens moet nie dit doen nie. Nou doen jy dit. Nou oortuig die Heilige Gees jou van hierdie sonde en jou gewete kla jou aan en jy voel skuldig. Die Heilige Gees is 'n gentle giant. 'n gentle giant. Hy gaan jou oortuig op 'n mooi manier van sonde. Van geregtigheid, dit is die ander boodskap wat na aan my hart is. Ek maal dit hier in my drom. Ek weet nie of julle die storie ken van die drom nie. Maal dit hier in my drom, die geregtigheid van God. Dat Jesaja 64 vers 6 sê, dat julle geregtigheid is soos 'n besoedelde kleed.
God sê nie julle ongeregtigheid nie, hy sê julle geregtigheid, want, hoekom dit? Want die mense het gedink, dat hulle deur hulle eie pogings, en hulle eie offers, hulle geregtigheid kan bewerkstellig. En die enigste geregtigheid wat daar vir ons is Jesus Christus se offer. Niks wat ons self kan doen nie. So ons eie pogings is soos 'n besoedelde kleed vir God. En hoe gereeld trek ons nie daai besoedelde kleed aan nie. Want ek wil tog net gou dit doen vir die Here. Ek wil dit graag doen vir die kerk. Jy weet, ek wil tog net graag ietsie doen. Terwyl Jesus die volledige prys betaal het. Jy kan niks weglaat of byvoeg by sy offer nie. Dit was 100% volledig vir elkeen van ons. Gelukkig vir my ook. Dankie tog, Vader, dat ek nie iets hoef te doen nie. Jy weet, om my geregtigheid te bewerk. Ek kan niks doen nie. Ek kan net die eerste, daar's twee goed wat jy kan doen. Die eerste een is om Jesus se offer te aanvaar in jou lewe en te besef dat jy niks kan bydra tot dit nie. En die tweede ding wat jy kan doen, weet julle, is om by die eerste een te bly. So, jy kan net twee goed doen. Die eerste een is, jy kan God se offer aanvaar vir jou lewe en hom loof en prys daarvoor. Die tweede ding wat jy kan doen is om by die eerste een te bly. Daarmee saam, ek wil nie sê maar nie, nogtans, daarmee saam is daar 'n verantwoordelikheid om te luister na die Heilige Gees. Anderster, as jy nie luister na die Heilige Gees se inspraak in jou lewe nie, of dit nog nooit ervaar het nie, dan dink ek, moet jy spesifiek daarvoor bid. Spesifiek vir die inspraak, nie van die stemmetjie, nie van iets nie, van die Heilige Gees se inspraak in jou lewe. Ek het dit al reeds gesê, as ons kyk, ek moet nou nog praat oor sonde, geregtigheid en oordeel. Die oordeel is nogal 'n interessante ding. Die Bybel skryf baie, daar's baie geskrifte wat sê, Romeine 8 vers 1, ek het hom nie eers hier op nie, Johannes 3 vers 17, wat sê dat, Romeine 8 vers 1 sê, vir julle wat na die Gees wandel en nie na die vlees nie, sal nie in die oordeel kom nie. Daar's verskeie skrifte wat sê, dat wanneer jy God aangeneem het en onder die leiding van die Heilige Gees is, gaan jy nie in die oordeel kom nie, maar jy het reeds in God se koninkryk inbeweeg en jy gaan net oor in God se koninkryk. So dit is nogal goeie nuus, en dit bring my by die sonde teen die Heilige Gees wat staan in waar het ek dit nou geskryf, my lewende Bybel. Sê weer, ek het dit nogal hier opgeskryf hoor. Nou kan jy glo, wag ek net sien of dit nie op die volgende bladsy is. Sonde teen die Heilige Gees in Matteus 12 vers 31 tot 32, ek dink ons moet hom ook lees. Matteus 12 vers 31 en 32. Het jy hom? 12 vers 31 en 32. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie. So, dis nogal 'n wille skrif, want daar is 'n sonde wat nie vergewe gaan word
En dis die sonde teen die Heilige Gees. Maar wanneer ons weet wat die doel van die Heilige Gees is, om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, dan verstaan ons wat die sonde teen die Heilige Gees is. So die doel van die Heilige Gees, om ons absoluut te bring by God, om ons by God uit te bring. Nee, hy oortuig jou van sonde, om jou by God uit te bring. Maar wanneer jy nie na hom luister nie, en jy volhard, en jy luister nie na hom nie, en jy kom nie by God uit nie, het jy veroorsaak jou keuses, dat jy self geoordeel is. Jy het jouself geoordeel in die feit, dat jy nie luister wat die Heilige Gees doen. Jy luister nie wat die Heilige Gees op jou hart lê nie, hy oortuig jou van die goed wat jy moet los, en vergeet, en jou by God uit te bring, en jy verhard daarteen. Ek het hier geskryf, sonde teen die Heilige Gees, is dis 'n aggressiewe, doelbewuste, roekelose, volharde verwerping teen die werk van die Heilige Gees en God drie-enig te ontken. Ons weet mos nou, die feit dat ons hier is, het ons klaar nie die sonde teen die Heilige Gees gedoen nie. Ons het geluister toe die Heilige Gees sê, kom ons gaan kerk toe, kom ons sluit aan by 'n gemeente. Dis nie ons eie goeie keuses nie. Ons het net nou gesien, dit is ons eie keuses is 'n besoedelde kleed. So hierdie is absoluut die werking van die Heilige Gees. So ons kan hom daarvoor eer. So ons is klaar vry van dit. Ons luister wat die Heilige Gees sê. Dit is hoekom ons vandag hier is. Hoekom ons 'n begeerte het in ons hart om hier te wees. Dis nie ons eie begeerte nie. Ons eie begeertes is na die vlees. Die stryd tussen die vlees en die gees. Die vlees is moeilikheid, as ons daarna luister. Die gees, die vlees maak dood, as ons daarna luister. Die gees gee lewe, dit bring die lig. Dit openbaar my lewe in die lig. Nee, so niks wat ons doen is vir die Heilige Gees onbekend nie. Ons kan niks doen wat hy verbaas is oor hoekom het die kind van my nou dit gedoen? Hy is alwetend, onthou hy is God. Dan wil ek net so 'n bietjie praat oor ek het hier geskiep die name van die Heilige Gees. Wanneer ons Johannes 16 vers 14, is dit nou 14 vers 16 in die Amplified lees, dan sê hy vir ons mooi, wat is die name van die Heilige Gees? Ek het hier gesê, hy is 'n wonderbare raadsman. Nee, hy gee vir ons raad. Hy wil dit doen. Wanneer ons swaar kry en keuses moet uitoefen, gee hy vir ons raad. Hy is ons helper, nee. Hy gee vir ons wysheid. Hy is ons advokaat en ons intercessor. Toe ek kind was en hierdie goed gehoor het jy baie Sondag gehoor, iewers is 'n boek en al jou foute is daarin geskrywe en een of ander tyd gaan hierdie boek opgemaak word en dan gaan al hierdie foute van jou aan die lig gebring word. En dit het vrees by jou ingeboesem, né? Want hierdie almagtige God het ons gehoor wat so almagtig is, wat alles weet. Hy weet van al die nonsens wat jy aangevang het en die wat jy nog gaan doen, dis die ergste van alles. So dit het vrees by ons ingeboesem, maar Jesus sê nee, ek is die Heilige Gees is jou helper. Hy is jou advokaat. Wanneer die Satan jou wil aankla, ek dink daai boek is vir die Satan om te lees. Daai boek wat hy van gepraat het, daai tyd, is vir die Satan om te lees. Hoekom? Dan op die ou end, wat gaan God sê as die Satan jou aankla? Wat gaan God sê? Hy gaan sê, nee, hierdie is my kind. Nee, hy het my offer aan die kruis, het hy aanvaar. Jy kan hom nie aankla nie. En dit is wat, hy is ons advokaat. Hy tree vir ons in. Jy kan nie jy hoef jouself nie te manage voor die Satan, want dan try jy nou weer ietsie doen, om jou heil te bewerk. Laat dit vir die Heilige Gees oor. Sê vir hom as jy ongelukkig is. Sê vir hom as jy teenstand ervaar. Op die ou en dan sort hy dit uit.
Ek het gesê, hy is ons versterker, hy bemoedig ons, en hy is ons standby. Nou standby klinkie baie goed as jy in 'n generator dinkie, maar hy is altyd by ons. Nee, hy is altyd by ons. Hy is nie net nou en dan by jou wanneer jy hom nodig het. Wanneer jy hom nodig het, kan jy put en tap uit die bron. Maar hy is altyd by ons. Dan wil ek graag sommer praat oor die vrug van die Gees. Wat ek onbewus geword het is in Galasiërs 5 vers 22 wat sê, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, julle ken dit, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou selfs die vrugte van die Gees of die vrug van die Gees moenie 'n las op jou plaas deur te voel ek wil nou vriendelikheid dra nie. Ek wil sagmoedigheid dra nie. Ek wil goedhartigheid dra nie. Die Heilige Gees bewerk dit so dat hy en jou gees connect met mekaar en hierdie vrug van die Gees spoel oor van die Heilige Gees af na jou gees. En ek het sommer net bewus geword van die feit as hierdie die vrug van die Gees is, dan is dit mos nou eintlik hoe die Heilige Gees lyk. Nee, hy is dan nou, hy kan ons nou nie vrugte dra wat hy nie self is nie. En onthou, dit is dan nou ook eintlik hoe God lyk. Want ons het al gehoor dat daar gepraat word van die oupas daarbo, jy weet, en wat net loer en kyk wat jy verkeerd doen om jou te kataza, nee, om jou pak slaag te gee. En as ek hierdie goed lees, die vrug van die Gees, wat van die Heilige Gees afkom, wat van God afkom, moet dit mos nou eienskappe wees van hoe God eintlik is. Nee, hy is vriendelik, nee, hy het blydskap in hom, hy is die bron van liefde, nee, hy het vrede in hom, hy skuld vir niemand niks nie, hy sweer by homself, daar's geen hoër gesag waarby God kan sweer nie. Hy het goedheid in hom, sy goedheid en guns, nee, is vir ons elke dag nuut. En dan hy's getrou, al ons partykeer ontrou, God bly getrou. En selfbeheersing. Dan wil ek net nog ietsie sê van, baie keer dan hoor ons of ons ervaar inspraak in ons lewe, en dan twyfel jy, ek twyfel baie keer is hierdie nou van die Heilige Gees, of is dit nou my eie gedagtes, of wie is nou eintlik besig met my? Ek onthou, kan ek gou watertjie vat, toe ons so kort by die Here uitgekom het, ekskuus, ons was so 'n paar ouens hier van Schweizer, wat by die Here uitgekom het, omtrent op dieselfde tyd, nee. Dan het ons baie oor die goed gepraat, dan het ons op die ouend besluit, ons gaan 'n kriteria opstel, onthou ons het groot geword van, God is hierdie streng ou baas, wat jou net wil kataza, en dit is mos nou nie lekker nie, dit is mos seer. Toe stel ons 'n kriteria op van, dis baie maklik. Die skrif sê, is dit goedheid en guns, lewe in oorvloed, of is dit dood? Nee, is dit steelslag en verwoes? Toe het ons elke dingetjie gemeet, aan is hierdie nou steelslag en verwoes, of is dit lewe in oorvloed? Dan het ons op die ouend besluit, nee, hierdie kom van God af, kom ons gaan vir dit, of hierdie nee, hierdie is steelslag en verwoes, dit gaan ons einde beteken, kom ons sê, dis van die Satan af, ons los dit. So, maar nou sê ek hier, die Heilige Gees teenoor ander insprake in my lewe. Die eerste een is, die Heilige Gees gaan jou oortuig van sonde, op sy sagte manier. Hy gaan jou nie oordonder nie, hy gaan jou nie beskuldig, hy gaan jou nie afbreek en afkraak en sê, ja, jy gaan dit nooit maak. Jesus het dit klaar gemaak vir jou. Jy hoef nie, jy kan maar net aan hom vashou. Hy het dit klaar gemaak vir jou. En dan soek hy jou samewerking. Hy gaan jou nie dwing.
hierdie beeld van 'n blom wat 'n blomknop in die bye zoom om die blomknop. Hulle wil nou daar nektar kry en bestuif, maar die blomknop is toe. As jy gaan en jy breek hierdie knop oop, laat die bye kan inkom, gaan dit nie werk. Die roos gaan doodgaan, né? Hy het sy tyd. Vat sy tyd, laat die knop oop gaan. So moenie oorhaastig wees. Laat die Heilige Gees toe om sy werk te doen op sy tyd. Hy het 'n sagte innerlike stem, die duiwel of die ander stem is hard en ongenaakbaar. Hier's nog so 'n paar, hy inspireer ons, hy intimideer ons nie. Die duiwel is 'n intimideerder. God sal jou nooit intimideer nie. Jy het 'n vrye keuse. Natuurlik glimlag hy as jy die regte keuse uitoefen. En dan werk hy in die lig, die Heilige Gees werk in die lig, want voor God die aarde geskep het soos ons, was die lig al daar. Nee, hy haat die duiwel haat die lig. Hy is 'n kerel wat in die donker en die duisternis wandel. En dan die Heilige Gees bemoedig jou, hy bring nie moedeloosheid nie. So wanneer jy besef, ek is nou bietjie moedeloos, dan kan jy met oop arms na die Heilige Gees toe gaan. Dit is nie sy rede, of hy veroorsaak nie die moedeloosheid by jou nie. Miskien jou eie denke, of gewoonlik is dit maar ons eie denke. Dan het ek wil afsluit. Gerard, ek weet nie, ek hoop nie dit was te lank nie, maar ek het die wekker gestel, is nou eers 11:00. Die gebed wat ek hierso het ek sommer gesê, in plaas daarvan om U te vertrou, laat ek my probleme altyd dikwels toe om my reaksies te dikteer. So ek wil graag die ding self uitsorteer. Ek is te haastig. Ek wil dit graag self uitsorteer. En dan bring dit negatiewe reaksies baie keer. Vergewe my asseblief. Kom ek lees hom weer. In plaas daarvan om U te vertrou, laat ek my probleme altyd dikwels toe om my reaksies te dikteer. Vergewe my asseblief. Vul my met U vreugde en vrede, sodat ek deur die krag van die Heilige Gees altyd vol hoop kan wees. Heilig my asseblief, Heilige Gees, om 'n lewe te lewe wat gekenmerk word deur my afhanklikheid van U. So die eerste stap, die regte stap in die regte rigting is, ek weet U weet dit, is om vir die Heilige Gees te sê, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek gaan nie meer nie, ek het U nodig. Elke dag, elke oomblik van elke dag. Ek dank U vir die tyd om na my te geluister het. Baie dankie. Dankie. Hoe kosbaar is dit nie? Wat 'n bemoediging, stem jy saam? Ek wil net gou, hy het nou klaar gepreek, nou begin ek. Nee, ek joke net. Ek wil net gou 'n ding of twee uitlig wat André gesê het, en dankie André, dit was nou sommer spesiaal, en as daar een van julle is wat iets wil byvoeg, ek hoop nie wil aftrek nie, maar André het genoem van die Heilige Gees oortuig ons van 3 dinge, van sonde, geregtigheid en oordeel. En ons het, baie van ons, wel ek het groot geraak, die Heilige Gees veroordeel jou. Stem jy saam, wie van julle het daai persepsie gehad? Die Heilige Gees het my veroordeel, en dit is nie sy werk nie, maar hy oortuig ons van 3 dinge, sonde, en dan sê hy daar so, omdat mense God nie glo nie, omdat soos André nou afgesluit het in sy gebed, die omstandighede toelaat, en laat dit ons dikteer. En as die Heilige Gees oortuig ons, en hy sê, oortuig ons hoeveel keer ons die omstandighede en die sorge van hierdie wêreld toelaat om ons te dikteer, en dan sê hy van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan, met ander woorde die plek wat vir ons berei is, met ander woorde die plek wat ons eenheid en ons vereenselwiging met God,
Mariette se nooiens van was Botha. Hey, jammer André. Maar toe los hy Botha vir Van der Berg. Goed, so, maar dit beteken om gedoop te word. Sy was in Heinrich ingedoop. Sy het haar nooiens van daar agtergelaat en toe sy uit die doop, met ander woorde toe sy stap in by die kerk as 'n Botha, maar sy stap uit as 'n Van der Berg. Dis wat die doop beteken, die vereenselwiging. So daai ou lewe wat ek agtergelaat het, staan ek op in 'n nuwe lewe as 'n kind van God, as vereenselwiging. Goed. En dan sê hy, en van oordeel, maar dan onthou, dan sê hy, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So die Heilige Gees herinner ons eintlik en sê, it is finished. Dis wat hy daarby bedoel, om te sê, hy oortuig ons en hy herinner ons heeltyd en sê, jy is nie meer, I'm no longer a slave. Amen. Nou, toe André nou lees daar uit Galasiërs 5 vers 22 van die vrug van die Gees en van die Heilige Gees se geduld met ons. Ouens, is dit nie goeie nuus dat die Heilige Gees geduldig is met ons nie? En dat elke keer wanneer ons maar glip en weer glip en nog glip, dank die Here vir die Heilige Gees. Maar hoor nou hierdie, toe sien ek het eendag daar geskryf, Romeine 2 vers 4. Nou ek lees dit net gou vinnig vir julle. Hy sê, of verag, nou daai woordjie verag in die Engels is underestimate. Met ander woorde is onderskat eintlik. Hy sê, of met ander woorde, onderskat ons die rykdom van sy goedertierenheid en sy verdraagsaamheid. En hy sê hierso, ons onderskat die verdraagsaamheid, die geduld, hy sê die lankmoedigheid van God, omdat ons nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Nou daai bekering is 'n daaglikse proses. Toe sien ek het eendag in dit hier geskryf wat hy sê, to change your mind, dis wat die Heilige Gees, hy's geduldig met ons. Hy sê, to change my mind and my inner man to God's will and to accept His will. En wat is sy wil? That is the purposes of the Spirit in me that draw me to accept God's will. In ander woorde, die Gees van God is so geduldig en dat hy so geduldig is met jou, met André, dat wanneer ons ongenaakbaar is, soos wat André sê, die stem van die vyand is hard en veroordelend en ongenaakbaar. Nou, wie van julle het al gehoor, die mense sê, hy is hard op homself. Maar die Heilige Gees is gentle en hy is geduldig, en as ons maar net daai geduld van die Heilige Gees kan ervaar vir onsself. En wanneer ons dit ervaar vir onsself, ervaar ons dit vir ander mense. Amen. So net gou ietsie van julle kant af. Gerrit? Ja, kom my, niks. My vrou? Ventel of Lafras, skies. Enig iets hierso? Jy sê, Jason en Colleen, julle sit op julle, ek het julle nog nooit so rustig sien. Ek dink ons moet maar klomp sulke kerkbanke inbring hoor. Goed. Dank jou André, is julle gebless vandag? Halleluja. Kom ons sê vir die Here dankie. Amen. Heilige Gees, ons wil aan U dank gee vandag, dat U geduldig en lankmoedig is, en dat U woord so ver gaan om vir ons te sê, ons onderskat U. Ons onderskat U geduld, ons onderskat U lankmoedigheid, ons onderskat die vergifnis vermoë van die Heilige Gees. Ons onderskat U. Maar ek vra vandag, Here, dat U deur die Heilige Gees ons sal oortuig van daai sonde, die sonde wat ons baie keer doen deur U nie te glo nie.
En dit bid ons vandag, Here, dat ons met hoop in hierdie Christusfees seisoen ingaan. Die hoop van Christus wat in die wêreld gekom het. En soos André gesê, dat U, soos Openbaring 13 vers 8 dit onder andere sê, dat U gekruisig was voor die grondlegging van die aarde. En dat op die einde van die dag ons net kan sê, Here, ons bid vir 'n groter openbaring van U werk. Here, ons wil U nie onderskat nie, ons erken vandag, ons onderskat U baie keer. En ons bid, Here, Heilige Gees, oortuig ons elke dag meer en meer, om meer te geniet wat U in ons vir ons het, in Jesus naam. Amen. Halleluja.